Ons onderwerp van vanoggend is die skat van die evangelie. Die skat van die evangelie. En ons lees saam 2 Korintiërs 4, vers 1 tot 15. 2 Korintiërs 4, 1 tot 15. Daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skandelik is, afstand gedoen, en ons wandel nie in listigheid, of vervals die woord van God nie, maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons by elke menslike gewete voor God aan. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges, in wie die God van die wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as diensknegte om Jesus wil. Want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in erdekruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die liggaam, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe, oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskrywe is, ek het geglo, daarom het ek gespreek. Glo ons ook, daarom spreek ons ook, want ons weet dat hy wat die Here Jesus opgewek het, ons ook deur Jesus sal opwek, en saam met julle voor hom sal stel. Want dit is alles om julle ontwil, sodat die genade wat groter geword het, deur so baie mense, die danksegging oorvloedig kan maak, tot die heerlikheid van God. Geliefdes in die Here Jesus, in hierdie brief verdedig die apostel Paulus hom teen kwaadwillige laster stories van die vyand. En julle sal deur almal gehaat word, het Jesus gesê. Hierdie stories is daar in Korinte oor hom, terwyl hy dienswerk daar doen in die naam van die Here, word hierdie lelike goed van die apostel versprei, en dit hinder hom in sy werk. Die stories is deur 'n groep dwaalleraars versprei, wat Paulus en sy dienswerk by die gemeente onder verdenking wou bring. Nou, ons weet nie wat die stories was nie, dit word nie vir ons gesê nie. Maar ons kan sekere afleidings maak uit sy brief. So kan ons aflei dat hulle hom daarvan beskuldig het, dat hy vir sy eie aansien en eer gewerk het. So Paulus was daar vir homself in die bediening. Hierteen verweer Paulus hom in die brief. Hy werk nie vir sy eie aansien nie, en nie vir sy eie eer nie. Hy sê dit pertinent. Inteendeel, as apostel van die Here, weet hy baie goed watter plek sy eie persoon in sy amptsbediening of sy apostoliese dienswerk moet inneem. Hierdie verhouding tussen sy eie persoon en sy dienswerk beskryf die apostel Paulus hier in hoofstuk 4 vers 7.
Hy gebruik beeldspraak en hy doen dit baie treffend. Ons het hierdie skat in erdekruike of potkruike, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Die beeld wat hy gebruik is iets wat die Korintiërs baie goed geken het, 'n skat in erdekruike. Korinthe was immers 'n welvarende handelsstad met baie ryk mense wat groot skatte opgegaar het. Die skatte het hulle soos destyds gedoen is maar in kruike gesit. En dit is hiervan wat Paulus nou sy beeldspraak maak betreffende sy eie bediening. Hy gebruik die rykes se skatte, silwer, goud en edelstene as 'n simbool vir 'n ander skat, 'n ander kosbare besitting wat God aan sy diensknegte gee. Nou wat is die kosbare skat wat ons in onsself ronddra? In vers 6 sê hy wat die skat is. Luister mooi. Die kennis van die heerlikheid van God in Jesus Christus. Dit is dit. Dit is dit. Dit is 'n skat van kennis wat 'n mens nie kan beskryf nie. En ook in die Kolossense brief, net om hierdie gedagte te versterk, gebruik Paulus dit ook weer. Skatte van wysheid en kennis wat in Christus verborge is, sê hy. Nou hieruit is dit baie duidelik dat die kennis nie maar net algemene kennis is nie. Dit is kennis wat ons in Christus Jesus ontvang. 'n Kennis van die heerlikheid van God. Dit kom deur openbaring van God in die skrif, deur die krag van die Heilige Gees. Ons kan dit so stel, die skat van kennis wat God aan sy diensknegte gee, is 'n bekendmaking van wie God is en wat hy kom doen het, in besonder wat hy in Christus Jesus kom doen het, in sy persoon en werk, en nog gaan doen. Dit is waaroor dit gaan. Geweldig. Kom ons stel dit so, die skat wat God gee, is die skat van die evangelie, van die heerlikheid van Jesus Christus. Nou, wat ons moet verstaan is dat, al is jy wie, jy bly 'n erdekruik of 'n potkruik. In die eerste plek sou hulle dink aan 'n skat wat vervoer word, die Korinter mense, want die rykes het hulle skatte in skatkamers bewaar, en daar in die skatkamer is die skatte dikwels in houers gesit, ook in potte en kruike van alle soorte, maar veral wanneer hulle die skat vervoer het, wanneer hulle die skat uitgedra het, vervoer het, het hulle van hierdie potkruike of erdekruike gebruik gemaak. Die kruik was dus 'n bewaarmiddel, en dit is wat ons moet sien, maar ook as 'n vervoermiddel. Paulus sê dus, ons het die skat van die evangelie in erdekruike deur God daarin geplaas, eerstens om die skat te bewaar, en dit dan ook na al die ander nasies uit te dra. So dit is wat Paulus in gedagte het met hierdie erdekruike in die lig van Korinthe. Die erdekruike waarin God die skat van die evangelie uitdra, wys eerstens op die apostels. Paulus is 'n erdekruik, en al die ander apostels ook, maar so ook elke ander ware geroepe dienskneg van God, wat God voorberei het en gebruik. Ons is maar steeds 'n potkruik. Maar ons moet die evangelie bewaar teen alle dwalinge, maar ons moet ook hierdie evangelie uitdra na al die nasies toe. Wat hier dus in hoofstuk 4 vers 7 staan, geld steeds vandag vir elke ware geroepe woordbedienaar van God. Maar in die finale instansie ook julle wat nou na my luister, geld dit ook vir jou as gelowige. Vir God is ons almal, elkeen op 'n baie besondere wyse, 'n erdekruik vir die bewaring en die uitdra van hierdie groot evangelieskat. As erdekruik van God het ons elkeen die taak om die evangelie te bewaar teen dwalinge en aanvalle, teen verdraaiing, teen misbruik.
As erdekryk van God het ons elkeen die taak om ook hierdie evangelie te vat na al die nasies toe. Ons het dus 'n definitiewe doel hier op aarde. Dis nie 'n evangelie wat nie hoop het nie, maar dit is 'n evangelie wat altyd in gedagte het die eer van God. Dis die eer van God wat op die spel is, nie die erdekryk nie. Dit is tog iets wat ek wil sê, soms was die kruike tog baie kosbaar. Hulle was van glas gemaak, of selfs van suursteen, seldsame metale. En in sulke gevalle was die kruik kosbaar, en dit was self deel van die skat. Maar met die erdekruike, die potkruike wat hy hier gebruik, was dit anders. Die kruik was maar net te bewaarmiddel, vervoermiddel. Daar's geen waarde in hulle selfs nie. En dit is die boodskap, dat daar in die persoon wat God gebruik, is ons maar net erdekruike. Is maar net diensbaar vir die evangelie, wat Christus wil uitdra, en dit is ons taak. Nou, beweer hulle dat Paulus nie 'n erdekruik was nie, maar hy soek na sy eie eer en die aansien van mense. En dit kan nooit 'n ware evangeliedienaar wees nie. Hulle sal sê hy het 'n chip op sy skouer. Hy dink baie van homself. Maar dit was nie waar van Paulus nie. Dit is ook nie waar van enige evangeliebedienaar nie. Mense, die geroepene moet nie meer as 'n erdekruik wil wees nie. En die gemeente moet nie meer van hom as 'n erdekruik maak nie. Die prediker is nie die skat nie. Jesus Christus moet altyd sentraal staan in elke preek. As Jesus Christus nie verhoog word nie, is dit nie die evangelie van God nie. Hoe meer die kruik op sy eie wil aandag trek en skitter, hoe minder word die glans van die skat, Jesus Christus, raak gesien. Daarvan is daar menige voorbeelde in die geskiedenis van die kerk. Ons moet mooi dink oor hierdie ding. Ons moet nie onsself mislei nie. Die man wat die evangelie dra, is van klei gemaak. En hy's lelik. Hy is vol barste en krake, baie foute. Hy het. Maar die skat daar binne wat hy dra, is vlekloos, pragtig, heilig, volmaak en ewig. Nou, dit is baie belangrik dat ons dit sal sien. Dat ons nie te veel van die woordbedienaar maak nie, maar dat ons altyd alles sal toets in die lig van die skrif, dat ons die geeste sal toets, dat ons soos die Bereëns die woorde sal toets, en dit gebeur nie in ons dag nie. Ons kyk na die kruik. Ons moet afsien daarvan af. Die Here Jesus moet al die eer kry in elke preek. Ek dink dis die boodskap wat Paulus wou deurgee aan die Korinte. Dit gaan oor Christus Jesus, die verheerlikte Here. Sy persoon en werk moet verkondig word. As ons dit nie doen nie, is ons nie besig met die evangelie nie. Nou, ons maak nog foute.
ons sal sê, daar's geen vrug op hierdie ou se arbeid nie. Jy weet, hy werk nou al so lank en daar's gaan niks aan nie. Wel, daar's baie voorbeelde van mense wat geen vrug op hulle arbeid gehad het nie. Christus was self een wat nie vrug op sy arbeid gehad het nie. Hulle wou hom doodmaak en in die kruis gesit. En dan dink ek ook aan Habakuk. Hy sê, al is dan nou maar niks meer oor nie, dit maak nie saak nie. Nogtans verheug hy om in Christus en hy dank hom en hy prys hom. Al is daar niks nie. Al body fire bome nie, as daar niks aangaan nie, dan is hy nog dankbaar vir Christus en wat Christus kon doen het. En hy loof en prys die Here. Nou, ons leef in 'n baie moeilike tyd. En ek wil afsluit deur te sê, die tye waarin ons is in Suid-Afrika, kan dit wees dat die Here sy oordeel begin het by die huis van God, by die kerke. En wat gaan nog van die wêreld word as hulle ongehoorsaam is aan alles wat God beveel het? Nou, ek wil afsluit met Dawid. Hy sê in Psalm 11, by die Here skuil ek. Dis 'n tyd waar jy en ek, die ware gelowige, moet skuil by die Here. Dis al waar jy gaan veilig wees in die rots. Net hy kan jou bewaar, net hy kan jou versterk. Net hy kan jou voed elke dag, nie net met die geestelike kos nie, maar ook die brood wat ons nodig het om van te lewe. Maar veral, sê Dawid, hy gaan skuil by die Here in 'n tyd soos hierdie. Nou kom die vyand en hulle sê, nee, maar jy moet 'n waantjie pak, jy moet soontoe gaan, jy moet dat doen, hierdie ene daai raad, daai ene daai raad. Nou sê ek nie, jy moenie dit doen nie. Maar Paulus sê, hy skuil by die Here. Gaan skuil eers by die Here. Onder sy vlerk is jy veilig. Want kyk, in hierdie tyd, die goddelose span die boog, het hulle pyl op die snaar neer reg gesit om in die donker te skiet na die opregtes van hart. Nou, as die fondamente omgegooi word, met ander woorde, as daar nou niks meer reg of verkeerd is nie, elkeen doen soos wat hy goed dink, elkeen is reg in sy eie oë, wat moet die regverdige doen, wat moet ek en jy doen? Hier is die antwoord vir ons tyd. Die Here is in sy heilige paleis. Die Here sit op sy troon. Die troon van die Here is in die hemel. En sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders. Maar die Here is nog steeds in sy kerk, ware kerk. Die Here toets die regverdige, maar sy siel haat die goddelose en die wat geweld lief het. Nou kom hy sommer hier, hy sal op die goddelose vang net 'n vuur, swaal laat reën en 'n gloeiende wind sal die deel van hulle beker wees. Want die Here is regverdig. Hy die opregtes van hart lief. Dis die tyd wat ons in lewe. Wat moet ons doen, vra Dawid? Wat moet die regverdige, die kind van God, die gelowige doen? Moenie luister na die vyand nie. Vlug na die berge, soek veiligheid. Sonder jou af, maar kruip daar in 'n hoekie weg. Maar dit is ongeloofsadvies, mense. Dawid wys dit radikaal af. Hy gee 'n ander antwoord vir ons, 'n geloofsantwoord. Hy sê, by die Here skuil ek. Maak die Allerhoogste se vlerk, die allerheiligste plek, jou skuilplek in hierdie dag. Moenie jou tye alleen met God verwaarloos nie. Gaan skuil elke dag daar by hom.
Dit is sy eerste antwoord. Maar hy openbaar hom ook self as die God van die verbond. Onthou dit. Daar's geen getrouer God as die verbondsgod nie. Hy bly vir altyd getrou, tot in ewigheid. Hy gaan nie een van sy woorde verander nie. Jy kan daarop reken. Hy sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde nooit nie. Nooit nie. Jy kan dit glo. Jy kan daaraan vashou. Totdat jy doodgaan, tot die Here jou kom haal. Moet jy daaraan vashou. Hy is 'n verbondsgod, hy is getrou, hy het gesed liefde, hy het 'n verskriklike groot liefde wat ek nie kan beskryf vir my en jou nie. Hy het 'n werk in ons begin en hy gaan dit klaarmaak. Jy kan hom vertrou. Is nie nodig om weg te hardloop nie. Hy is die rots wat altyd vas bly staan. Bou dan op die rots. Doen presies wat God gesê het en beveel het. Nie op sand bou nie. Moenie jou eie gedagtes en filosofie probeer op sandjies bou nie. Dit gaan nie werk nie. Bou op hierdie rots. Dit gaan vas bly staan tot in alle ewigheid. Dit was nog altyd so, reg deur die geskiedenis, die wat na die Here toe vlug, van die vroegste jare af tot in Openbaring, skuil by die Here. Ek wil afsluit deur te sê, Dawid bely eintlik hierso sy geloof, en hy noem 3 dinge. Onthou, God regeer, hy sit op die troon, maar God toets. God gaan ons in hierdie tydperk toets. Is jy bereid om alles te verloor, om eers te lief te hê? Nie jou vertroue in geld en mammon te sit nie. Nie jou vertroue in jou geweertjie en jou voorsiening en jou kossies wat jy weggeberg het nie, maar gaan jy op God vertrou, die koning van konings. En onthou, wat die goddelose aanbetref, hy gaan regverdig oordeel oor hulle. Dit gaan nie lekker wees nie. Maar God is die regter wat gaan oordeel oor ons situasie hier in die land. Hierdie boodskap is in baie gebrokenheid gebring, maar ek hoop jy het God se stem gehoor. Gaan soek hom met jou hele hart. En hy het gesê, almal wat moeg en oorlaai is in hierdie tyd, wat jy regtig nie meer kan sien om aan te gaan nie, daar's geen hoop meer vir jou nie. Jy weet dit. God nooi jou uit ook vandag. Almal wat moeg en oorlaai is. Gaan na Jesus toe. Hy sal vir jou sorg. Hy sal jou embrace. Hy het jou lief. En hy beloof dat hy vir jou sal rus gee, geestelike rus, dat jy tot rus kan kom in hom. Want al wat die vyand wil doen is, hulle wil jou met vrees dryf. En as jy eers met vrees rondhardloop in jou hart, het jy die geloof verloor. Dit is wanneer ons in God rus, in Jesus. Maar baie belangrik, wat die mense nie noem nie, neem my juk op jou. Wees baie lief vir sy gebooie. Dit is daarom jou goed te doen. Deur sy gebooie te hou, kom die blessings van die Here. So strome van seën. Hy het gekom dat ons oorvloedig kan lewe. Al het jy niks, jy het altyd oorvloedige lewe in Jesus Christus. Gaan na hom toe, vind rus in hom, ewige rus. En dan, as die storms moet kom en hulle gaan kom om ons te toets, gaan ons in hom rus en ons hart loop dwars deur hierdie storm, want die Here is nie klaar met ons nie.
As ons oorbly en hy is ons genadig, is daar 'n taak vir die volgende geslag. Ons moet vir hulle 'n brandende fakkel gee, sodat hulle kan hardloop. Nie soos ons het nie geweet waar ons aan of af nie. Maar dis nie nodig vir julle wat die opkomende geslag om dit te doen nie. Ons het 'n heerlike erfenis, en dit is ook my taak om daardie erfenis bekend te maak. Sou hy my spaar en my gebruik as 'n erdekryk. Amen.